Goeiedag en baie welkom by hierdie oordeenking. Ons twee met die mite dat slegte goed nie juis met goeie mense behoort te gebeur nie. Tog sien ons dat dit dikwels wel die geval is. Vandag draai ons aandag na die versoeking om wanneer moeilike dinge wel oor ons pad kom, op te hou leef. En ons hoor God se roep na ons om nou al te lewe, om dit aan te gryp en voluit te lewe, soos wat ons kan met wat ons het. Ek begin met 'n storieetjie. Annel het haar hele lewe lank vorentoe geleef. As kind het sy uitgesien na hoërskool, as tiener na universiteit en as volwassene na die dag wat sy uiteindelik volledig gereed sou voel vir die lewe. Maar telkens, sodra sy by 'n nuwe seisoen gekom het dinge verkeerd gegaan, of was daar dinge wat net nie heeltemal ideaal was nie. Daar was in elke volgende tree ook 'n volgende uitdaging. Sy het altyd gewag vir daardie perfekte oomblik, waar sy regtig tevrede sou wees. Op 'n dag het sy by haar oupa op die plaas gaan kuier. Hy het rustig op die stoep gesit en na die velde gekyk terwyl hy sy koffie drink. Sy kyk kom so en vra vir hom, "Oupa, wanneer kom mens op daai plek in jou lewe wat jy werklik gelukkig kan wees?" Maar oupa het so sag geglimlag. Hy het na die son gekyk wat stadig oor die veld gesak het. En hy het vir haar gesê, "Moenie wag vir die perfekte oomblik nie. Neem die oomblik en sien die goed en mooi daarin. Dan kan jy sommer nou al gelukkig wees." Soos die Israeliete in ballingskap, wens ons ook dikwels dat slegte goed nie gebeur nie. En dat God nou sal ingryp en dat hy sal regmaak wat seer en stikkend is. In hulle geval wou hulle terugkeer na Jerusalem. Hulle wou herbou wat verwoes was. Hulle was natuurlik ontsteld oor die onderdrukking, oor die van hulle wat weggeneem was van hulle mense in Jerusalem. Hulle moes sekerlik bekommer het oor die wat agtergebly het. En kan jy dink, hulle moes bang gewees het vir wat moontlik nou vir hulle moes voorlê. Dalk het hulle geworstel met of hulle moet ingee en of hulle moet rebelleer. Hulle verlang na die plek waar dinge oukei was, waar hulle wortels was. As hulle net weer daar kan kom, as dinge net kan goed gaan en nie so verkeerd gaan, so sleg gaan nie, dan sal hulle gelukkig en tevrede kan wees. Maar nou is alles anders. Niks voel oukei nie. Alles voel onseker. Hoe desperaat moes hulle wou hoor dat alles weer sal terugkeer na normaal. Tog bring Jeremia vir hulle 'n onverwagse boodskap van God. God sê, "Ek weet wat ek vir julle beplan, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting." Maar vir nou, in julle huidige omstandighede, hoor hierdie, en dit staan in Jeremia 29 vers 4 tot 6. "So sê ek, die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, lê tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie." Die Israeliete in ballingskap kan nie net oë toeknyp en wag vir die uitkoms wat hulle wou hê nie. Hulle lewens kan nie bly stil staan nie. Hulle hoor, hulle moet 'n lewe maak selfs hier in die vreemd en in die moeilik, saam met God. Dikwels voel ons ook asof ons lewens stil staan. Stil staan wanneer dinge moeilik is of uitdagend is, as ons sukkel met gesondheid, met verhoudings, as ons planne net nie uitwerk nie. En ons kan dalk onbewustelik ook leef in afwagting vir 'n beter geleentheid, 'n ander seisoen of 'n verandering in ons omstandighede voordat ons regtig kan begin leef. Ons sê vir onsself, wanneer ek eers my finansies in orde het, of wanneer ek beter werk kry, of wanneer dinge minder stresvol is. Ons kan op die ou einde skaars beweeg, want dinge nou lyk net te ver van wat ons ingesien het of oorgedroom het. Maar Jeremia se boodskap is duidelik. God is nie net in 'n toekomstige seisoen teenwoordig nie. Hy is hier, nou.
God se planne vir ons sluit nie net 'n eindbestemming in nie, maar ook die reis self. Hy nooi ons uit om sy teenwoordigheid in ons daaglikse lewens te ontdek. Ja, in die klein oomblikke van vreugde, in die eenvoudige dade van liefde, maar selfs ook in die uitdagings wat ons nie noodwendig sou kies om na te kyk nie. Henry Nouwen sê, "We are inclined to think that when we are sad, lonely, oppressed, or in pain, we cannot live fully. Yet I dare say that our fullness of life can be found in the midst of our pain." Ons hoef nie eers te wag om eendag terug te keer na Jerusalem van gemak of voorspoed nie. Ons kan reeds hier en nou, selfs in ons eie Babel, voluit leef en floreer. Ons kan betekenis vind. Ons kan nou al 'n verskil maak. Ons kan God se nabyheid ervaar en gaan waar en soos hy lei. So hoe lyk dit vir ons om nou, te midde van en ten spyte van, werklik te leef? Neem 'n oomblik vandag om bewus te word van waar jy is. In plaas daarvan om te wens vir 'n ander situasie, vra jouself: hoe kan ek God se teenwoordigheid hier en nou raak sien? Selfs te midde en te spyte van die feit dat slegte goed wel soms met goeie mense gebeur en uitdagings dikwels ook oor ons pad kom. Bid saam met my. Here, dankie dat U hier is. Nie net in 'n perfekte toekoms nie, maar in my onvolmaakte hede ook. Help my om nie my lewe uit te stel tot 'n ander dag nie, maar om U hand en U seën in vandag se oomblikke raak te sien. Lei my om my lewe ten volle te leef, waar ek nou is, soos ek kan. Amen.